'n fotograaf het op 'n keer foto's geneem van 'n graad 1 klasie. En die een dogtertjie kom toe nou in, die ou graad 1 dogtertjie, en sy is toe baie op haar senuwees. En die fotograaf wil haar toe nou 'n bietjie op haar gemak laat voel, en hy vra vir haar, nou wat gaan jy nou eendag word as jy groot is? Vra vir haar allerlei vragies om haar nou op haar gemak te laat voel, en hy vra toe vir haar, wat gaan jy word as jy groot is? En die klein dogtertjie antwoord toe ewe kordaat, as ek groot is, gaan ek moeg wees. Want sy het hoogstwaarskynlik by haar ouers gehoor, as jy groot word, word jy moeg. Want kyk, ons leef in hierdie besige samelewing, nou. En ons moet soveel balle in die lug hou, om die pot aan die kook te hou. En ons moet betrokke wees by die skool, en ons moet betrokke wees by die werk, en ons moet betrokke wees by die kerk. En dit voel baie keer vir ons is uitgebrand. En hierdie dogtertjie het seker gehoor haar ouers sê, hulle is moeg gedurig, en sy het gedink, as jy groot word, word jy moeg. Weet jy, ek dink hierdie gejaagde samelewing waarin ons leef, so belangrik dat ons sal tyd maak om ons skoene uit te skop en te rus by God. Want wat ons nie besef nie, wanneer ons by hom rus, dan is dit gevulde rus. Dan kom hy en hy rus ons toe, juis om aan te gaan. Hy gee vir ons energie en insig en wysheid om vorentoe te beweeg, die kapasiteit om aan te gaan. En daarom in hierdie samelewing wat ons leef, baie keer dan mis ons hierdie belangrike afspraak om by God te rus. Maar hy kan vir jou rus gee te midde van 'n gejaagde lewe. Luister 'n bietjie wat sê Jesus in Matteus 11. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Let op, Jesus sê nie hier, ek gaan nou sommer 'n towerstafie swaai en al jou omstandighede gaan verander en al jou bekommernisse gaan verdwyn. Nee, hy sê, ek gaan vir jou rus gee te midde van jou omstandighede. Ek gaan jou verfris. So maak tyd om by hom te rus in hierdie besige samelewing waarin ons leef. Ek glo dat die Here ook vir ons 'n verstand gegee het. En ons is sy medewerkers. Daar staan in Genesis dat ons moet heers oor die aarde. En ons moet ook heers oor ons eie tyd en oor ons eie lewe. Met ander woorde, ons is medeskeppers, medewerkers saam met hom hier op aarde. Ons is die kroon van sy skepping. Hy het vir ons die vermoë gegee om te kan kies. En ons is vry om te kies, maar ons is nie vry van die gevolge van ons keuses nie. So kies wys. In Psalm 90 staan daar, Here, leer my om wys om te gaan met my dae. Weet, in die oggende, voor ek my voete uit die bed sit, dan sê ek vir die Here, Here, help my om vandag produktief te wees. Help my om slimmer te werk. Help my om by dinge uit te kom wat ook ewigheidswaarde het. Help my, Here, om my dae wys te gebruik. So kies wys, maar doen dit in afhanklikheid van God, want hy kan jou help. Ek dink ook eerlikwaar, ons jaag te veel, want ons is besig om al hierdie goed bymekaar te maak. En ons werk so hard, en ons spandeer soveel ure om hierdie goed bymekaar te maak, en op die einde het ons nie eers tyd om hierdie goed wat ons bymekaar maak te geniet nie. Of op die einde werk ons so hard, en ons gesondheid lê daaronder, en op die einde moet ons al hierdie geld wat ons gemaak het op mediese onkoste uitspandeer. So vind weer die waarde daarin om in eenvoud te leef. Hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, ek wil nie hierdie verskriklike groot huis meer hê nie, dis in elk geval net baie skoonmaakwerk, en hierdie verskriklike grand kar meer ry nie. Ek vind my waarde in dinge wat eenvoudig is, en in my familieverhoudinge, en my verhouding met God. En ek dink ons moet besef dat ons identiteit lê nie in goed nie. Ons identiteit lê nie in wat ons ry en waar ons bly en wat ons kry nie. Ons identiteit lê in God. En daarin moet ons ons identiteit vind. So, rus by God, vind vrede by hom. Hy kan vir jou rustigheid gee te midde van 'n gejaagde lewe. Vind jou identiteit by hom, maak wyse keuses. By Jesus kry jy pelgrimsrus.